Dankie Here dat ons kan verklaar, Here. Ons kan verklaar, Here, dat ons geen twyfel het, Here. Ons het geen twyfel nie, Here, want hierdie houtkruis, Here, is leeg, Here. Die graf, Here, is leeg, my God. Want U, Here, het dit vir ons kom doen, Here. U het dit vir ons kom doen, Here. U het ons by die naam geroep en die woord sê, Here, jy behoort aan my. Jy behoort aan my, ongeag die tag wat die wêreld om jou nek kom hang. Jy behoort aan my. Here, en U ken vanoggend elkeen van ons harte, Here. U, my God, ken elkeen van ons uitdagings, Here. U ken, Here, van voorgee, Here, en voorgee, maar hier binne, Here, woed die storm so, Here. Maar Here, soos hierdie lied nou gesê het, Here, God bo alles. U is God, Here, bo alles. En ek bid, Here, kom spreek vanoggend, Here. Kom spreek vanoggend met ons, Here. Kom spreek, Here, tot ons gees, Here. Kom spreek tot ons harte, Here. Ek bid vrede, Here, in elkeen se gemoed vanoggend, Here, dat ons oop, Here, en ontvanklik sal wees, Here, ook vir U boodskap vanoggend, Here. Ek bid, Here, dat U sal kom en ons persoonlik kom bedien. Ek bid, Here, dat U sal kom, Here, en tasbaar teenwoordig sal wees vanoggend. Dat U so tasbaar, Here, teenwoordig sal wees, dat ons weet, ons staan in die teenwoordigheid van die almagtige God, en U is opgewonde oor ons. Amen. Amen. So die tema van vanoggend is, U doen dit weer, Here. U doen dit weer, Here. So hierdie vanoggend se tema, die skrifgedeelte, is waar Petrus hulle heel nag vis gevang het. Ek en jy probeer ons lewe lank om iets reg te kry. En Jesus sê, gooi die net aan die ander kant uit. En hulle vang 153 visse. Wat het dalk deur Petrus se gemoed gegaan? Want hulle het nie Jesus aanvanklik herken nie. Sekerlik gedink, maar wie's jy? Wie's jy? Jy weet net dat ons heel nag gesukkel en gesweet het, nie, maar wie's jy? So ons gaan lees uit Johannes 21 vers 3 tot 11. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie.
So bietjie rondom die getal van 153 en ek gaan nou nie vir jou geskiedenisles gee nie. Gaan lees maar 'n bietjie op die significance van die getal 153. Op 'n stadium het Israel met 153 diplomatieke ooreenkomste gehad. So daar is, as jy woorde van God se name uitmekaar uittrek en die numeriese waarde gaan elke letter, dan kom jy die hele tyd by hierdie getal 153 uit. So ek wil vanoggend vir jou vra, gebeur daar vandag nog wonderwerke? Gebeur daar werklik vandag wonderwerke? Dan gaan ek vir jou sê, ja, verseker. Verseker gebeur daar wonderwerke. Sorry, kom ons kry gou dit uit die pad uit. Ek ervaar, jy sit nogal iemand wat diep belas is, wat swaar dra aan die wêreld, wat gedruk voel, wat fed up is, wat daai ander woord vol is. Ek wil regtig vir jou sê, die Here het jou onder oog. Die Here het jou onder oog. Al voel dit vir jou, hy kyk my mis, die Here het jou waarlik onder oog. Die Here bewys vandag nog steeds sy wonderwerke aan ons. En hy bewys elke dag sy almag aan ons. Hy bewys elke dag. Al sê ek vir hom, Here, maar hoekom is alles so optrand? Hoekom voel dit of jy die hele tyd net teen toedeure vasloop? Die Here bewys elke dag sy almag aan ons. En al voel dit vandag nie meer vir ons, dalk soos dit gevoel het, soos die disippels was in die teenwoordigheid van die Here, toe hy hierdie wonderwerke een vir een na die ander gedoen het. Siek mense genees, hy het brood en visse vermeerder, en elkeen van daai gebeurtenis is so 'n kragtige getuienis. Ek en jy het gekom en ons spreek lekker uit, wonderwerke het gebeur in die tyd van die Bybel. Het dit wat in hierdie woord staan ooit verander? Nee. Nee. Dis ek en jy wat dalk anders te begin dink het, dis ek en jy wat die lewe so ervaar, en ons word gedwing om die lewe te lewe, al is hy moeilik, al is hy die hele tyd vol klippe, en al bly hy optrande. Ek en jy het begin anders te kyk na die Bybel, omdat dit die lewe is wat ek ervaar. Nou konnoteer ek dit aan die Bybel. Ek kan ook dit vir jou sê, dit wat jy verkeerd doen, jy gaan waarlik 'n skrif in daai Bybel kry, wat dit gaan regverdig. Want ons is baie gemaklik om skrif te vat en dit buite konteks aan te haal en te regverdig. Hoor jy, ek is nie so sleg nie, ek is nie wat ook al nie. Jy sit dalk in 'n situasie wat jy werklik die Here vertrou vir 'n wonderwerk. Is daar van julle wat die Here vertrou vir 'n wonderwerk? Dankie. Ja, ek sien koppe knik, hulle het nou al mooi geleer, ek hoor 'n man sê amen. Dis waarlik so, ons almal vertrou die Here vir 'n wonderwerk. Is dit dalk vir jou huwelik, wat jy 'n wonderwerk verwag? Is dit jou verhouding met jou kind? Is dit jou verhouding met jou werkgewer? Is dit dalk dat jy 'n wonderwerk verwag vir jou finansies voor die 31ste van die maand? Ons almal wag vir 'n wonderwerk, ons vertrou. Waar maak ek en jy 'n verskriklike groot fout? Ons probeer uit onsself uit dit te fix. Ons probeer dit self regmaak. Ons probeer 'n plan maak hier, en ons probeer dit, en ons probeer dit. En ons pak al hierdie goed aan, en ons vra aan die Here, wat wil U hê moet ek doen? Is dit wat ek nou wil aanpak die regte ding, Here, of is dit dalk in my kop 'n quick fix vir my omstandighede waarin ek is? En ek wil volgens vir jou vra,
Wat is jou reaksie in jou wagtyd? Jy vra die Here vir 'n wonderwerk, jy vertrou die Here vir 'n wonderwerk. Wat is jou reaksie in jou wagtyd? Sit jy in sak en as en kerm en kla jy, of hef jy jou hande op soos Paulus en Silas toe hulle in die tronk was, het hulle die Here gebly loof en prys. En hulle was werklik in haglike omstandighede in die tronk. Daar was nie 'n menseregte kommissie wat omgekom het nie. Daar was nie 'n minister van korrektiewe dienste nie. Hulle was in haglike omstandighede en hulle het hulle hande opgehef en die Here geloof en geprys terwyl hulle gewag het vir die wonderwerk wat God vir hulle moet kom doen. Onthou, God hoor elkeen van ons gebede. Elke gebed, of dit 'n skietgebed is, of jy jou kamerdeur toemaak en werklik tyd met God spandeer, God hoor elkeen van ons gebede en sy antwoord is dalk net in die volgende gebed wat jy gaan bid. Jy het nou al 100 gebid. Nee, wat dalk wil die Here dit nie vir my gee nie. Maar gebed nommer 101 is dalk net die gebed wat die Here laat deurkom. Is net daai gebed wat die Here op daai oomblik dit net laat deurkom. Ek het al baie vir die Here gesê, Here, 99 is reg, ek aanvaar dit nou al so, dit is hoe die Here met my werk op 99, maar Here, U kan ook partykeers kom op so 60, 75%, dit hoef nie elke keer 99 te wees nie. En wat sê die Here? Nie op jou tyd nie, op my tyd. Ek moet kom in my wagtyd, moet ek in die Here se wil bly. Ek moet bly die Here loof, ek moet hom prys, ek moet sy naam groot maak. Ek moenie ophou bid nie van mismoedigheid nie. Ek moenie hom ophou loof en prys omdat ek mismoedig voel nie. Inteendeel, dalk moet ek dit meer doen. Dalk moet ek dit meer doen as wat ek dit gewoonlik doen. So al twyfel jy soms, beteken dit nie dat wonderwerke nie nog bestaan nie. Dit beteken nie wonderwerke bestaan nie. Elke keer wanneer iets bo-menslik gebeur, is dit 'n wonderwerk wat gebeur. Elke keer as iets, jy weet nie hoe nie, jy weet net nie hoe nie, maar elke keer as iets bo-menslik gebeur, is dit 'n wonderwerk wat God kom doen het. 'n Kind val net so in 'n swembad in, net so. En dan haal jy daai kind daar uit en hy herstel 100%. Is dit nie 'n wonderwerk? Is dit nie waarlik 'n wonderwerk nie? Ek het nou gister toe ons daar by die swembad te dink ek, dit is seker die verskriklikste ding vir 'n ouer om te kom en sy kind lê in die swembad in. So kan ons werklik opnoem. Jammer, daai ene daar agter het al gesê, dan ry hy met daai toutrok en daar is nie genoeg petrol om van die Kaap af tot in Brackenfell te kom nie, maar die Here bring hom in Brackenfell. Ons het 'n doelwit van R25,000. Wat was in my kop? 6 maande, jaar en dalk 2 jaar. Binne die bestek van 'n maand en 'n half, het die Here gekom. Dit is 'n wonderwerk. En ons moet erkenning gee aan die wonderwerke wat God vandag nog in ons lewens doen. Ons moet wonderwerke gebeur vandag nog. Ons sien dit net nie as 'n wonderwerk nie. As 'n baba gebore word, dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. Het jy al bygestaan as jou kind gebore word? Dis 'n wonderwerk. Jy kan nie glo. Ek in elk geval. Dis te groot vir my. Ek kon nie glo. Wow. En ook nog.
Dis 'n wonderwerk en hy 10 vingers en hy 10 tone en hy 2 ore. Dis 'n wonderwerk julle, ons moet begin rondkyk vir die wonderwerke wat God elke dag in ons lewe doen. As die son in die oggende opkom, dis 'n wonderwerk. Dankie Here vir 'n nuwe dag. Wat kan ek vandag vir U kom doen, Here? Wat kan ek vandag, Here, vir U kom doen? Dink 'n bietjie in jou eie lewe, die wonderwerke wat God al vir jou gedoen het. Gaan sit maar 'n bietjie stil, maak maar 'n lysie. Jy sal verbaas wees. Jy sal verbaas wees. Ek het gister vir my vrou gesê, dit is mos nou daai tyd van die jaar wat jy al hierdie pragtige e-mails kry. Die ekonomie is nou so en ons probeer ons bes om die aanpassing so min as moontlik, maar jou medies gaan op, jou polisse gaan op, jou wifi gaan op, alles gaan net op. En ons moet so versigtig wees dat ons nie mismoedig raak. Ons moet hoor, want as ek na die som kyk en dink, Here, hier is die spasie vir verhogings in hierdie som, hoor. En die Here kom nog elke maand en hy voorsien vir elkeen van ons, want hier sit ons. As hy nie vir ons voorsien het nie, sou ons nie vanoggend hier gesit het nie. Dalk voorsien hy nie vir jou op 'n manier wat vir jou gemaklik is nie. Dalk is dit uitdagend. Op hierdie oomblik is dit vir jou so uitdagend, dit voel of jy gaan doodwurg. Maar die Here voorsien vir jou. Jesus stel homself in mense se harte bekend. Vandag nog, Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Wat sê die Here daar? Sê hy, ek trap my deur oop? Nee, ek klop. Ek sal bly klop tot jy vir my oopgemaak het. Hy sal nooit homself op ons kom afforceer nie. Nooit nie. Nooit nie. Hy bly klop totdat ek van binne af self oopgemaak het. God gee daagliks vir ons opdragte om te doen. In die samelewing is dit altyd maklik. Dit is uitdagend. Dis soms sulke weird, bizarre goed. Hy sê vir jou, gaan bid vir daai ene. Here, daai is nie my klasmense nie. Ek meng nie met hulle nie. Of hy sê, gaan lê jou hande op die ene. Here, nee, hulle gaan dink ek is mal. Here, nou is nie die tyd om dit te doen nie. Here, ek kan nie 'n T-shirt sit dra in die publiek met 'n Christelike slagspreuk op nie. Man, ek het nou die dag een gehad en daar by daai groot winkelsentrum hier agter en ek stap in die winkel en die vrou en sy skree, halleluja, skree sy kliphard in die winkel. En ek het niks vir haar gesê nie, sy het niks vir my gesê nie, ons het net aangegaan met ons dinge. Step out, asseblief, step out en glo dat die Here wil vir jou deurkom. Die Here wil vir jou 'n wonderwerk kom doen. Die belangrikste is, wat doen jy terwyl jy wag vir daai wonderwerk? Man, baie keer gaan dit 20 jaar en niks gebeur nie en jy dink, nee wat? Dalk wil die Here nie hê nie. Hou aan. Jou volgende gebed mag dalk net die verandering bring. Net jou volgende gebed mag die verandering bring. As ons gaan weier om die opdragte te doen wat God ons gee om te doen elke dag, gaan ons uitmis op die blessing wat hy vir ons het. Ons gaan uitmis op die seën wat God vir ons wil gee. So gaan maar. Al klink dit hoe bizar, al klink dit vir jou hoe mallerig, gaan en gaan doen dit wat God op jou hart lê om te doen. Wees net gehoorsaam. En doen ons iets vir God om iets terug te verwag? Nee. Seën hy ons wel op sy tyd? Beslis. Beslis seën hy ons. Wat jy dink nou gebeur, of laat ek liewer so sê, wat dink jy sou gebeur het, as Petrus sê, luister hê, ek het heel nag gesukkel,
ek gaan nie nou weer die net uitgooi nie. Wat sou gebeur het? Wat sou die situasie gewees het? Hy sou uitgemis het op 153 visse, en ek sê nou vir jou, daar was nie 'n elektrik motor daar agter wat hulle gou gestart het om hy swaar vrag uit te bring nie. Dit was inteendeel, gaan kyk maar 'n bietjie, dit was 'n houtskytjie gewees. Petrus het ingeloof en hy het nie geweet dis Jesus nie, wat my verskriklik getref het. Hy was kaalbolef en hy het sy klere aangetrek toe hy besef het dis die Here. Die Here is nie ons speelmaat nie. Hy is nie die ou baas nie. Hy is nie die man daarbo nie. Hy is nie, hoe sê hulle, 'n opperwese nie. Hy is die almagtige God wat vandag nog wil hy 'n wonderwerk in jou lewe doen. Hy wil dit so bitter graag vir jou kom doen. Want hy het vir jou goedheid in pag. Hy het vir jou voorspoed en nie teenspoed nie. Hy het vir jou 'n toekoms, hy het vir jou 'n verwagting en hy is excited oor jou. En ek gaan afsluit met 'n skrif, Jakobus 5 vers 16 tot 18. Julle kan miskien kom in daai lied. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Wow. Nee. Kan jy die prentjie vir jouself maak? Elia het gebid, Here, laat dit nou nie reën nie. Dit moenie reën nie. En dit het 3 jaar en 6 maande nie gereën nie. En nou sê ek vir jou, ek lees vir jou 'n stuk, Jakobus 5 vers 16 tot 18. Gaan asseblief en lees die hele Jakobus 5, dan gaan jy die totale konteks kry van dit wat hier gebeur. Ek sal sê wat ek nou moet sê. Die Here wou die Baalgode, hy wou bewys het, wie is ek werklik? Wie is ek werklik? So ek wil vanoggend vir jou vra, hulle gaan nou 'n lied vir ons sing, weet jy, as jy dit wil saam sing, is jy baie welkom. Die Here wil vir jou seën. Die Here wil vir jou 'n wonderwerk kom doen. Jy moet jou hart oopmaak en jy moet dit ontvang. Dalk gaan jy nie kry presies wat jy gevra het nie. Maar die Here gaan vir jou voorsien presies dit wat jy nodig het vanoggend.